Goeiedag luisteraars en welkom terug by ons reeks God se stem vir harde harte en die vrees vir verwerping. Dit is vir my 'n voorreg om saam met julle aan te beweeg na deel 3. 'n Deel wat nie net konfronteer nie, maar wat ook herstel bring. Ons het sover die pad gestap deur deel 1, waar ons gesien het hoe koning Agab homself omring het met 400 stemme wat hom bevestig het. En net een stem wat die waarheid gepraat het. Ons het ontdek hoe vrees vir verwerping 'n mens se geestelike gehoor kan verdraai en hoe maklik 'n mens die meerderheid kan volg. Al lei dit jou van God se stem af weg. In deel 2 het ons dieper ingegaan op innerlike reis van 'n verharde hart. En ons het gehoor hoe koning Agab nie onkundig was nie. Hy het God se stem herken, maar doelbewus weggestoot. Ons het gesien hoe weerstand teen die waarheid stadige leefstyl word. Vandag, in deel 3, skuif ons die fokus, want die verhaal eindig nie by Agab nie. Die Bybel wys vir ons dat God nie net besig is met diegene wat verhard nie. Hy is ook besig met diegene wat stilgemaak is. Vandag praat ons oor die koste van stil bly, oor die mense wat geroep is, maar stil geraak het, oor die innerlike pyn van onderdrukte waarheid en oor God se hart om stilgemaakte stemme weer te herstel. Maar dit is die hoofteks van hierdie deel. God se grootste werk is nie net om verharde harte te konfronteer nie, maar om daardie stilgemaakte stemme te herstel. Soos jy al ooit gevoel het, jy moet stil bly om veilig te wees. As jy al jou stem teruggehou het, omdat dit te duur geword het om eerlik te wees. As jy al die vuur van roeping binne jou gevoel het, maar nie geweet het hoe om dit weer te laat leef nie, dan is hierdie deel 3 vir jou. Ons het tot dusver in 1 Konings 22 twee figure gesien. Ons het vir Agab gesien, die een wat God se stem gehoor het, maar hom verwerp het. En ons het vir Micha gesien, die een wat God se stem hoor en nie kan swyg nie. Maar die teks is nie net geskryf oor twee antieke mans nie. Dit is geskryf vir elke gemeenskap waar waarheid onderdruk is. Dit is vir elke leier wat bevestiging bo konfrontasie verkies. En vir elke mens wat stil geword het, omdat dit te duur geraak het om te praat. Elke Agab skep stilte rondom hom. En elke Micha dra die koste van daardie stilte. Wanneer ons die Bybel lees, dan sien ons 'n patroon wat ons nie altyd raak sien nie. Die Bybel is vol mense wat geroep is, wat God se stem gehoor het, wat die waarheid gesien het, en tog stil geword het. Nie omdat hulle ongehoorsaam wou wees, maar omdat hulle bang was. Die Bybel is eerlik oor hierdie groot stilpyn. Dit wys vir ons dat selfs die sterkste, mees geroepe mense soms onder die swaar gewig van vrees in mekaar sak. Ons dink aan Jeremia, wat op 'n punt wou ophou praat, omdat die koste van waarheid te swaar geword het. Ons dink aan Jona, wat eerder wou vlug, as om die boodskap te bring wat hy geweet het mense nie wil hoor nie. So ook sien ons Esegiel, wat vir 'n tyd lank stom gemaak is. 'n Profeet sonder 'n stem. Ons dink aan Jesus se disippels, wat na die kruis weggekruip het, nie omdat hulle nie meer in Jesus geglo het nie, maar omdat hulle bang was vir die prys van assosiasie. En hierdie stories wys vir ons dat stilte is nie altyd ongeloof nie. Soms is dit oorlewingsgedrag. Soms raak mense stil omdat hulle moeg is, omdat hulle seer gemaak is. Soms omdat hulle nie meer weet hoe om die spanning tussen roeping en veiligheid te dra nie. Die Bybel veroordeel nie hierdie mense nie. Dit wys hulle vir ons, sodat ons kan verstaan hoe menslik hierdie stryd is. Uit alles wat ons tot dusver gesien het, begin daar 'n patroon vorm.
Mense raak nie stil omdat hulle nie roeping het nie. Hulle raak stil omdat die wêreld rondom hulle nie ruimte maak vir daardie roeping nie. Mense bly stil omdat hulle anders is. Hulle hoor anders, sien anders, voel anders. En andersheid is dikwels 'n bedreiging vir groepe wat eenvormigheid vereis. Hulle pas nie in nie. Hulle pas nie in die kultuur, in die gesprekke, die verwagtinge of die stelsels nie. En wanneer jy nie pas nie, voel jy maklik soos 'n probleem. Mense bly stil omdat hulle al verwerp, gespot of geminag is. Een negatiewe ervaring kan maak dat 'n mens se stem vir jare lank sidder. Verwerping sny diep en baie mense besluit ek gaan nie weer deurgaan wat ek deurgegaan het nie. Mense bly stil omdat hulle geleer het dat dit is veiliger om stil te wees. Stilte word 'n skild, 'n manier om konflik te vermy, 'n manier om te oorleef, 'n manier om nie weer seer te kry nie. Maar die geestelike waarheid is dat veiligheid en gehoorsaamheid is nie dieselfde ding nie. Jou stilte kan jou beskerm, maar dit kan jou ook vasvang. Stilte kan jou veilig hou, maar dit kan jou roeping verstik. Stilte kan jou laat oorleef, maar dit kan keer dat jy leef. Wanneer 'n mens lank genoeg stil bly, begin daar 'n stem fluister, ek is nie wie ek was nie. En dit is presies waar God in hierdie deel wil met ons harte beginne werk. Nie om ons harte sag te maak nie, maar om ons stemme terug te bring. Wanneer 'n mens lank genoeg stil gebly het teen jou eie innerlike waarheid in, begin daar 'n breuk ontstaan. Nie noodwendig sigbaar verander nie, maar hier diep binne in jou. Dit is 'n stille skering tussen wie jy is en wat jy leef. Wanneer jy stil bly, wanneer jy weet jy moet praat, gebeur daar iets in jou binneste. Die gees en die siel begin uit mekaar uitloop. Jou gees, daardie deel van jou wat God se stem erken, weet wat reg is. Maar jou siel, daardie deel wat jou emosies dra, probeer dit onderdruk. Maar die gees weet wat God gesê het. Jou gees weet wat die waarheid is en dit weet wat gehoorsaamheid vra. Jou siel onderdruk daardie waarheid af en dit probeer die spanning wegsteek. Dit probeer die kostes vermy. En hierdie innerlike konflik laat sy merke. Dit skep skuldgevoel, nie oor sonde nie, maar oor ontrouheid aan jou eie roeping. Dit skep selfverwyd, die gevoel dat jy jouself in die steek laat. Dit veroorsaak innerlike moegheid, 'n uitputting wat nie deur slaap opgelos kan word nie. Dit veroorsaak 'n verlies aan lewenskrag. Daar is 'n gevoel binne in jou dat iets binne jou stadig besig is om dood te gaan. Psalm 32 beskryf dit, toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer. Dit is die taal van iemand wat nie meer kan dra wat hy binne in hom hou nie. Dit is 'n siel wat onder die gewig van sy eie stilte begin ineenstort. Jou siel kan nie floreer in voortdurende selfverloning nie. Wanneer jy lank genoeg stil bly teen jou eie waarheid in, begin jy nie net jou stem verloor nie, maar jy begin om jouself te verloor. En soms begin daardie stilte te lei tot depressiewe simptome. En ons moet verstaan dat nie alle depressie is geestelik veroorsaak nie. Daar is definitiewe biologiese, chemiese, traumatiese omgewingsfaktore wat 'n rol speel. En ons moenie depressie enigsins ooit vergeestelik nie. 'n Mens se pyn is werklik, dis kompleks.
en dit is waardig om ernstig opgeneem te word. Maar die skrif sê ook dat daar is 'n ander werklikheid. Daar is 'n emosionele en geestelike gewig wat kom wanneer 'n mens die waarheid binne in jou onderdruk. Die Bybel wys vir ons dat onderdrukte waarheid 'n gewig dra. Dit lê swaar op jou siel, dit maak jou moeg. Dit steel jou vreugde. Jou roeping word ingesluk na binne toe. Wat bedoel was om deur jou te vloei, begin jou verteer. Jeremia beskryf dit met intense eerlikheid. Hy sê die woord van die Here was vir my soos 'n vuur opgesluit in my gebeente. Dit is die taal van iemand wat probeer stil bly, maar die waarheid binne hom brand soos 'n vlam sonder uitlaat. En hierdie vuur kan twee rigtings neem. Dit kan na buite toe leef as roeping, gehoorsaamheid en as waarheid. Dit kan die stem word, die getuienis, die lewe. Of dit kan na binne brand, as uitputting, moegheid en emosionele pyn. En dan word dit 'n las, 'n innerlike brandwond en 'n bron van uitbranding. Wanneer ons na Agab se koninklike hof kyk, dan sien ons daardie patroon wat so oud soos die mensdom is. Want in sy paleis was daar ruimte vir 400 profete, wat almal verwelkomend was, wat almal gemaklik was en almal instemmend was. Maar daar was nie ruimte vir daardie een profeet wat die waarheid gepraat het nie. 400 profete was welkom, want hulle het gesê wat die koning wou hoor. Hulle het die atmosfeer lig gehou, en hulle het nie die stelsel ontwrig nie. Maar een was gevaarlik. En hy was nie gevaarlik omdat hy onakkuraat was nie, of omdat hy onheilig was nie, maar omdat hy onbeheerbaar was. Hy het nie sy stem laat vorm deur die koninklike hof se verwagtinge nie. Hy het nie die waarheid versag en laat mooi klink om die koning gemaklik te hou nie. En dit is die tragiese waarheid van ons menslike strukture. Elke stelsel het plek vir al die aanvaarbare profete. Iemand wat mag kritiseer, solank dit nie die fondament skud nie. Maar 'n ware profetiese stem, iemand wat nie net kritiek lewer nie, maar waarheid bring, word dikwels as gevaarlik beskou. Ons sien dit oral rondom ons vandag, in kerke, waar eerlike profetiese waarskuwing as rebels of onlojaal bestempel word. Ons sien dit in organisasies waar mense wat dieper probleme uitwys, as negatief of onwrigtend gesien word. Dis in ons families waar die een wat waarheid sê dikwels die probleemkind word. In ons kulture waar mense wat teen onreg praat, as 'n bedreiging vir die status quo ervaar word. Hierdie strukture het dikwels ruimte vir kritiek, maar nie vir profetiese waarheid nie. Kritiek kan bestuur word. Profetiese waarheid kan nie beheer word nie, en dit maak dit gevaarlik. Die verhaal van Micha is nie 'n ou verhaal van die Ou Testament nie. Dis 'n patroon wat deur die eeue heen herhaal word. Hy word gehoor, sy stem bereik die koning. Hy word verwerp, sy boodskap word nie aanvaar nie. En dan word hy geslaan, met fisiese geweld word hy verneder. En dan word hy gevange geneem. Sy stem word letterlik stilgemaak. Maar die Bybel wys vir ons dit gaan nie net oor een man nie. Dit is die lot van baie Micha stemme deur die geskiedenis heen tot vandag toe nog. Micha mense word vandag nog na die kantlyn toe geskuif. Hulle word geetiketeer as moeilik, krities, rebels, emosioneel, onlojaal. Hulle word geïgnoreer. Hulle woorde word nie ernstig opgeneem nie.
Hulle word pastoraal reggemaak. Hulle word stil gemaak onder die dekmantel van vrede of eenheid. Of eenvoudig net laat uitbrand. Want die stelsel dra hulle nie. Die stelsel dreineer hulle. En dan kom die waarheid dat stilgemaakte stemme verdwyn nie. Hulle word siek. Wanneer 'n mens geroep is om te praat, maar gedwing word om te swyg, begin die siel skade dra. Wanneer die waarheid nie mag leef nie, begin dit na binne toe draai. Wanneer roeping nie ruimte kry nie, dan raak dit 'n bron van pyn. Die tragedie is nie net dat Micha stemme stilgemaak word nie. Die tragedie is dat die gemeenskap die waarheid verloor wat hulle bring. Wanneer ons 1 Koning 22 lees, is dit baie maklik om vas te kyk in daardie dramatiese einde van Agab se lewe. Die koning sterf op die slagveld, presies soos wat Micha voorspel het. Die teks wys vir ons die onvermydelike gevolg van 'n verharde hart wat waarheid verwerp het. Maar as ons net daarna gaan kyk, dan mis ons die ander helfte van God se hart. Want in daardie hoofstuk gebeur daar 2 dinge tegelykertyd. Agab sterf, maar Micha verdwyn uit die publieke oog. En tog God se fokus is nie op die koning wat val nie, maar op die profeet wat gelei het. Micha se verhaal eindig nie met applaus nie, hy kry nie erkenning nie, hy word nie beloon nie, hy word nie bevry nie, hy word nie eers verre genoem nie. Maar let wel op, God se woord word bevestig. Die waarheid wat Micha gepraat het, staan vas. Dit kan nie stilgemaak word nie, al word hy stilgemaak. Micha se waarheid oorleef die stelsel wat hom wou stilmaak. Die 400 profete verdwyn in die geskiedenis, maar Micha se woorde leef voort tot vandag toe. Sy gehoorsaamheid was nie verniet nie. Hy het nie gepraat om sukses te behaal nie, hy het gepraat omdat hy getrou was. En dit wys vir ons dat God meet sukses nie aan aanvaarding nie, maar aan getrouheid. Die wêreld meet dalk sukses aan hoeveel mense luister en hoeveel mense instem en hoeveel mense jou ondersteun en hoeveel invloed jy het. Maar God meet jou aan, was jy getrou? Was jy gehoorsaam? Het jy gepraat toe hy gepraat het? Het jy gestaan toe dit jou iets gekos het? Wanneer ons aan die einde van hierdie deel kom, hoor ons 'n sagte maar dringende uitnodiging van die Here af. Praat weer. Nie hard nie. Nie haastig of perfek nie, maar eerlik. Want God se werk in genesing begin altyd met integrasie, om weer een mens te word. Jesus sê, die waarheid sal julle vrymaak. Nie net vergewe nie, nie net red nie, maar vryheid. Vryheid beteken dat daar nie langer 'n skeiding is tussen wie jy is en wat jy sê nie. Om nie jou stem te verloor om ander tevrede te hou nie. Om nie jouself te verlaat om ander te behou nie. Om nie 2 lewens te leef, een binne in jou en een buite nie. God se waarheid bring jou terug na jouself toe. Dit bring jou terug na jou roeping. Dit bring jou terug na jou stem toe. Aan elke mega mens wat luister. Aan elkeen wat al stil gemaak is. Aan elkeen wat al die prys betaal het vir die waarheid. En wat gevoel het, jou stem is te duur. Die Here sê vandag vir jou, praat weer, nie om te wen nie, of om iets te bewys nie, maar omdat hy jou gemaak het om die waarheid te dra. Mag jy weer een mens word. Mag jou gees en jou siel weer saamloop. En mag jou waarheid weer asem kry.
Mag jou stem weer lewe vind. En mag jy ontdek, wanneer jy praat wat God sê, is jy nooit alleen nie. In die naam van Jesus Christus. Amen.